Goeiemôre vriende. Baie welkom hier in die huis van die Here. Regtig 'n wonderlike voorreg om in die bed te kan klim en dan te kan lê en weer hoor wat die Here vir ons sê. Vandag kom ons staan op, ek en Jackie kuier so 'n bietjie by julle saam met Dani en kom ons staan op en dan loof en prys ons die Here met die eerste. Ons is baie opgewonde. Ons eerste boks is ontvang en hier is 'n klein dankie sê vir Tannie Susan. En dan asseblief julle kan julle bokse begin inhandig, sommer hier by die kerk. Ek hoop daar is bokse wat vandag gekom het, maar ook volgende Sondag, die 12de. Ons bokse moet in wees. Kyk, ek sal dit gaan aflaai, nee, in Nieu-Seeland. Al die bokse, al die kerke wat bokse gedoen het, die week van die 20ste. So ek hoop al die bokse sal inkom voor aan asseblief. Meneer die $12.50 vergeet nie asseblief. Die betaling kan gemaak word aanlyn, dit word verkies, kontant of telefonies. Onthou jou pamflet het al die inligting in. Ek wil julle net weer herinner, as jy die boks pak met 'n wow item, soos 'n pop, 'n sokkerbal met 'n pop, of soos 'n soft toy, dan maak die boks vol asseblief, speelgoed, toiletware, skryfbehoeftes of klere. En dan maak dit persoonlik, skryf soos 'n briefie of sit 'n fotootjie in van jou of jou familie as jy wil. Dan was daar 'n baie oulike idee van een van ons dames. Sy het so 'n sakkie gekoop by $2 winkel wat jy ook kan insit. Ek dink dit is baie oulik en die kind kan dit dan gebruik wat hy ook al daarin wil sit. En dan onthou net om te bid ook vir die kind wat jou boks gaan ontvang. Gebruik gerus touw of lakkie om die boks toe te maak. Nie enige geselligheid of maaskepheid by asseblief.
Ja, so hulle gaan die boks oopmaak om net seker te maak daar's niks in wat nie daarin moet wees nie. Dit gaan ons nou maar oor die douane, né? Ons wil net weer sê baie dankie vir die ondersteuning met hierdie projek. Jou boks gaan verseker 'n kind se lewe verryk en nader aan Jesus bring. Ons wil ook dankie sê vir die geskenkings. Volgende naweek gaan van die kleintjies 'n paar bokse pak hier by die jeugdiens. Mooi dag. Baie dankie. Dit is nou tyd om die Here te loof met ons offergawes. Die Here is goed vir ons, kom ons eer hom met ons offergawes. Sê en ons eintlik deels gister ons Boerbos betrokke gespeel en ek vir almal dankie sê wat daar was en dit gaan net oor die geld nie, dit gaan ook die same syn en dit was lekker geweest ons kerk in die gemeenskap ook help en daar is vir hulle die brandweer trok raak gestop en ons kon vir hulle allemaal boeldrank en so gee en ons het met mense gepraat en ons kon mense môre sê en groet en dit is regtig baie geleentheid vir almal ja, bietjie deel te wees van die gemeenskap. So as ons gewees geleentheid is vir borsvolle verkoop of so wees betrokke, is regtig lekker en ons is dankbaar. Ons het goeie verkope gehad, ons het goeie verkoopmanne gehad, goeie braaiers, so dit is regtig baie 'n goeie team. So ek is dankbaar vir vanoggend en sluit ons vir ook. Tot sê. Ek wil nog Vader, dankie vir ons gawes wat ons het, dankie vir ons elkeen, dankie vir wat jy vir ons gee en dat ons weer kan teruggee ook. Dankie vir die finansies wat ons in die kerk huis wat ons weer kan uitbou en vissers vir mense wees en ons so sien. Sien ons dag ons weer voor ons lewe. Vriende, kom ons staan op en dan prys ons die Here en ons loof die Here in die volgende Here. To
Baie dankie vir die musiekspan. Om die dag so te kan begin is 'n groot voorreg. Dat vriende ook van myself. Ek sien nou wat ek doen daar by sportspanne, want jy eers jou asem kry. En ek nog nie my asem gekry nie. Dan staan ons nou so in 'n kringetjie so 'n bietjie gehardloop het. En dan moet ons 'n asemhaling oefening in die dag sien. Ons ek was maar
Dan wil julle dit saam met my doen. Dit is net Yes. asem in. Nog 'n keer. Asem diep in. Dis lekker om hier te wees. Dis 'n baie groot voorreg om saam met julle te kan wees vanmôre. Ek sien 'n klomp bekende gesigte, ander mense wat ek ontmoet het vanmôre. Dis vir my absolute groot vreugde om hier te kan wees. Baie dankie dat julle gekom het vanmôre om die Here te kan aanbid. Dit bly een van die wonderlikste dinge om te kan doen. Nee, dit is nog die dag van die Here wat hy gegee het en daarom is dit 'n dag wat ons aan hom kan toewy. Psalm 121 is 'n baie bekende psalm. Ek gaan nou die ander skriflesing doen oor die boodskap. Maar jy weet as jy behalwe net om asem te haal en diep asem te haal en dit uit te blaas, is dit 'n woord wat ook sê dat wanneer ons hulp soek, want ek dink ons almal soek hulp, op een of ander tyd soek jy hulp. Jy kan goed oor die weg kom met jouself, met jou omstandighede, wat dit ook al is, en as daar net 'n oomblik of 'n moment wat gebeur. En dan het jy hulp nodig. Hulp verder as jouself. Hulp verder as jou beste raadgewer, jou beste maats, jou beste dokter wat jou kan help, die beste spesialis. En dan is dit wat Psalm 121 ons op die baie eenvoudige manier sê. Ek slaan my oë op na die berge. Ek kyk op na die berge. En ek vra, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is die antwoord. Is van die Here God. Die Here God wat hemel en aarde gemaak het. Wonderlike antwoord, klink baie eenvoudig. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit. Die beskermer van Israel sluimer nie in nie. En hy slaap. Die dag sal die son jou nie steek nie. Die maan sal jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm. Hy sal jou lewe beskerm. En dan eindig hy met die woorde: hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Nou en vir altyd. Ever en ever. Amen. Vriende, jy almal, wees gegroet vanmôre. En die een naam bo alle name, die naam waarvoor ons gekom het vanmôre om te hoor. Die naam van Jesus Christus. Ons verlosser, ons saligmaker, ons redder, ons geneesheer, ons healer, ons hersteller. Alles is in sy naam voor ons saam wees vanmôre. Ook jy en ek. Wees gegroet in die naam van Jesus Christus. En gedryf, gedring deur die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons, die wat, as ek op die skerm kom, maar die wat nog Bybel saambring, of op telefone, of wat ook al het vervolg. Paar kort skriflesingkies. Die eerste ene kom hier uit 1 Korintiërs uit, 1 Korintiërs 1. Korintiërs vind jy nou nadat jy die evangelies gehad het, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Dan is daar nog Handelinge en so. En dan begin ons nader kom aan Korintiërs. 1 Korintiërs, vers 17 en 18. Ek sal dit agter my op die skerm kan kry. Van die boodskap vanmôre, die tema, soms belangrik om 'n tema te hê, want dan jy iets om, jy weet dit soos as jy wasgoed het, die ouens wat nog buite hulle wasgoed opvang. Ek is nog 'n ou wat glo buite dat die wynkeele maar so roer al reën, hy sal wel droog word, maar hy ruik sommer anders te vas. Maar as jy daai wasgoed moet gaan opvang, dan jy draad nodig. Is dit baie keer is 'n boodskap so, jy het 'n tema nodig waarby al hierdie goedjies wat gesê word. Daar is baie goedjies wat gesê word in 'n boodskap. Baie goed wat gebeur.
Dis hier en daar en hierso en daar, maar jy kan dit aanhaak. Jy kan dit aanhaak. 'n Sokkie hier en 'n onderbroek daar, en 'n top hier en 'n langbroek daar en 'n wat ook al. Maar jy het 'n draadjie waar jy dit kan vashou. Dis wat die tema. Die tema van môre waaroor ek met julle wil praat is oor kruisdraers. Kruis. Ek weet nie of hier iewers 'n simbool van 'n kruis hier was, ek dink hier was en ek op die stadium sien. Waar is dit? Hierso. Die skerm. Yes. 'n Kruis sal ons kry, julle weet. Kruisdraers. Nou 1 Korintiërs 1 vers 17 en 18 sê juis Christus het my immers, dis Paulus wat sê, het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. En dit nie met woorde van menslike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. As 'n verwysing na 'n kruis. Kruis wat ons ken, Jesus het aan die kruis gesterf, wat ook al. Die boodskap van die kruis, kom my weer. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Is dit dan? Maar ek wil daai te doen. Godsdienst af, baie relatief. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Absolute krag van God. Dan 'n verdere verwysing 1 Korintiërs 2 in die volgende hoofstuk. 1 Korintiërs 2, eerste 5 verse wat Paulus weer sê, hy praat oor sy prediking. Wat my betref, broers, seker susters, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom. Ek is nie 'n professor as ek nou vanmôre met julle wil praat nie, sê Paulus. Ek gaan nie aan julle 'n lesing gee. Ek is nie goed wat ek vir julle sê wat ek nou gegoogel het, of wat AI my gehelp het. Ek wil net vir julle sê, ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat. As Jesus, as die gekruisigde, as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Gekruisigde. Bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid, maar deur die kragtige werking van die Gees. Kan ek doen sonder die Gees van die Here? Enige boodskap sal maar net woorde wees wat klanke maak, is dit hoe hard of hoe sag jy praat, sal dit wees. Maar die dringendheid, die indringing van goed wat vassteek, wat aan die draad is en hang, wat sal vashou, wat gepen is dan, dit doen die Gees. Dis is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. 'n laaste ouetjie. Dis Lukas, en as bietjie vorentoe, daarna die evangelies toe. Want die skrif hou verband met mekaar, nee, die skrif, hoe sê dit, die skrif verklaar skrif. Jy die skrif nodig, en ander skrif nodig, en dan bring jy dit by mekaar uit, en dan knoop jy die jakkals se sterkte vas. Nou Lukas 9, vers 23 tot 25, net 2 verses. Dit is om Christus te volg. Toe het hy vir almal gesê, dit wat daar staan, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis dra. Elke dag sy kruis dra en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry? En wat help dit? Wat help dit? Maar homself verloor of te grond gaan.
Vriende, ek wil met julle oor hierdie paar verse wat ons hier en daar gelees het en wat met mekaar verband hou. Wil ek vanmôre met julle toch 'n bietjie gesels. Ek moet sê ek het nou uit 4 of 3 gedeeltes aangehaal, maar hierdie gedeeltes wat ek vir julle gelees het vanmôre, is gedeeltes wat ek in sy konteks net nie uit my kop uit kan kry nie. Ek kan dit net uit my kop uit kry nie. Dis daai goeders wat baie keer in jou lewe, julle weet dis ons mense gee vir jou advies en mense praat met jou in jou lewe, dan gaan baie goed by jou verby. Maar daar's 1 of 2 of 3 goedjies wat by jou vassteek, jou hele lewe lank. Sal jy onthou, my pa dit nog gesê, of my ma dit gesê. Onthou nog, as dit in die huis gebeur, het my ma altyd daai opmerking gemaak. Of 'n vriend het vir my gesê, toe ek 'n kar gekoop het, het vir my daai soort van inligting gegee. Daai advies steek altyd by my vas. Hierdie gedeeltes is van daai goed. Hy steek net by my vas. Hy kom nie uit my kop uit nie. Ek kan nie van dit ontslaa raak nie. En dit is nie van nou af nie. Dit steek al vir jare by my vas. Dit bly by my. Dit hou aan en dit hou aan. En as dit op my hart lê, dan moet dit uitkom. Dis wat ek verstaan. Dit moet op jou, dit moet uitkom wat die hart van vol is, op die mond uiteindelik van oor. Die mond moet daaroor praat, die mond moet daaroor gesels. Wat ek sien die Heilige Gees oor al die jare, as 'n getroue leidsman, as my leier, as een wat ek volg, en wat ek glo, en wat ek na luister. Daarom is hy getrou in alle omstandighede. Ook natuurlik hoe boodskappe elke Sondag op predikers se harte gelê word. Glo ons, dis die werk van die Heilige Gees. Dis nie maar sommer net, blaai deur die Bybel, ja, dit sal nice wees om oor te praat. Dis die Gees se werk. Dis die Heilige Gees wat daai werk doen. Daarom is vandag se tema baie eenvoudig. Baie eenvoudig, kruisdragers. Maar kom ek gee julle 'n bietjie agtergrond hiervan. Belangrik om dit ook te onthou. Kruisdragers in die vroeë kerk, baie jare terug, toe ek en jy nog nie daar was nie. Selfs toe ons voorgeslagte amper nog nie daar was nie, nog lank terug, toe die kerk maar begin het, was 'n kruisdrager 'n baie veragtelike mens, 'n veragtelike gebeure. Kom ek sê skandelik. Skandelik, want dit het jou herinner dat wanneer jy 'n kruis dra, gaan jy dood. Jy gaan tereggestel word. Jy het een of ander sonde begaan, een of ander iets verkeerd gedoen. Jy gaan boet vir wat jy aangevang het, wat jy gepraat het, wat jy gesê het. En jy sien die Christene van die vroegste tye het hulle lewe deur die evangelie laat bepaal. Die evangelie was hulle brood en botter, was hulle kos vir elke dag. Hulle het geleef op die bladsytjies van die Bybel, op die woorde van die Bybel, het hulle aan vasgehou. Dit was vir hulle baie belangrik. Ons lees, hulle het gereeld in huise by mekaar gekom. Hulle het gebid. Hulle het hulle besittings met mekaar gedeel. Hulle het die armes versorg. Hulle het na die weduwees gekyk. Hulle het vreemdelinge gehuisves. As daar iemand was, het hy nie op straat gesit nie. Kom in, jy's welkom. Kom bly by ons. Hulle het die armes uit hulle omarm. En vir die onderdrukkers, die mense wat hulle skade gedoen het en wat sleg van hulle gepraat het, hulle voor gebid. Dis nie tit vir tit nie. Hulle het vir hulle gebid. Dis die vroegste Christene. Mense ook van alle sosiale klasse en stande was ewe tuis. Want julle sien die kruisboodskap van Jesus was belangrik. Dit was belangrik. Maar vanaf die 4de eeu leer die geskiedenis ons onder keiser Konstantin. Julle het al van Konstantin gehoor. Het die kerk begin om sy soort van radikaliteit te verloor toe hy 'n staatskerk geword het. Want die staat kon nou sê hoe die kerk homself moet bedryf. Wat in die kerk gesê moet word, wat in die kerk gepraat moet word, wat belangrik is in die kerk, het Konstantin het dit beïnvloed. Toe word dit amper 'n soort van one size fits all. Die kruisboodskap, waarvoor mense bereid was om te sterf,
Die kruisboodskap wat hulle by vasgestaan het, wat die simbool was van diensbaarheid, van opoffering, van redding, van hulpverlening, kom ons sê van uitreik en van gestuurdheid, het al meer begin verdwyn. Daai nuutheid wat Christus gebring het wanneer jou lewe verander, het al hoe flouer en vlakker begin word. Wat is nou staatskerk? Hier doen ons soos die staat vir ons sê, nie meer wat Christus vir ons sê. Nog later, en julle sal dit ervaar as jy bietjie terugkyk op die lewe, het die simbool van die kruis verander in 'n simbool van vroomheid en van mag. 'n soort van 'n bureaukrasie. As jy 'n kruisvolger is, dan jy mag. Dan is jy bietjie in die hiërargie, dan is jy bietjie bo. Die kruis is 'n soort van geromantiseer. Kerklikes het met kruise begin rondloop om hulle nekke. Julle het baie keer gesien, as mense sou betoog of hulle is teen, dan loop die geestelikes daar voor met 'n plakkaat en groot mantels aan en die kruis voor hulle. Want dit is geromantiseer. Diensbaarheid en gewilligheid om ander te help is nie meer op die voorgrond geplaas nie. Dit het nou 'n posisie van mag geword. Ons verteenwoordig nou wat ook al. Nie meer vir Christus, maar 'n saak, 'n ander sake dikwels. Soos ons ook weet vandag, en ek sê dit maar met groot respek, is die kruis te sien in enige iets van peperduur, juweliersware, wat ons ook rondom ons nekke dra, oorgoedjies, oorkrabbertjies, armbandjies, tattoos en groot ornamente wat in kerke staan, groot kruise en wat ook al. Dis soos ons dit baie keer ken vandag. Want jy sien die risiko om jou lewe weens die evangelie te verloor, het uitgewater geraak. Dit het begin verminder. Opoffering en statusverlies wat met die kruisboodskap gepaard gegaan het. Want as jy volgeling van die Here Jesus is, dan is jy nie meer die ou en mag en krag nie. Maar jou lewe is gebind aan die Here Jesus. Het oorgegaan in 'n soort van mensgemaakte kerktradisies. Ek kom ook uit daai stadium dat jy moes so gelyk het as jy gepreek het, jy moes so gedra het, jy moes sulke klere gedra het, jou hare moes so gelyk het, jy moes so hoed gedra het, jy mag nie die kerk besoek as dit nie so is en so nie. As jy nog steeds na die Romeinse kerk toe gaan, as jy so by die Romeinse kerk inloop, dan maak mense in die vlog sien so kniebuiging voor die kruis. Baie keer het ons geloof verwater en zoiets, ons kan maar nie so buig, maar die lewe, die bedoeling van navolgingskap, het sy krag verloor. Ek hoef nie vir julle te herinner dat ons in veranderende tye leef nie. Groot veranderende tye. Kyk hoe lyk dit. Dis net oorloop. Dis net swaar kry. Dis swaar kry. Jy wil nie eens meer na daartoe kyk nie. En ons weet die lewe verander voortdurend. Mense verander voortdurend. Ek en jy verander voortdurend. Gelowiges is betrokke by herstrukturerings en prosesse van herontdekkings. Wat goed is, ons woon seminare en kursusse by om ons toe te rus, om ons te leer om soos volwasse Christene in ons geloofslewe te leef. Op grond van die skrif kan ek julle herinner dat kruisdraers lyk anders. Kruisdraers is mense wat volwasse Christen is. So maklik om 'n volwasse Christen te wees in julle weet. Jy ontdek jou geloof kan nie groei as dit nie aan Christus vas is nie. Jy besef
Jy het geen identiteit as dit nie in Christus lê nie. Kruisdraers ontdek deur hulle roeping. Hulle herken hulle geloofswortels. Hulle geloofswortels lê nie in klein goedjies, oppervlakkige goedjies nie. Nie sommer in 'n Bybeltjie, lesietjie daar, 'n boodskapie wat ek hier luister en so nie. Dit lê diep gewortel. Want hulle besef dit eers wanneer die storms van die lewe kom, wanneer die reën en dit hou nie op nie, en die water stoot op. Dit word bedreig. Dan is dit wanneer die geloofswortels begin wys wat 'n vrug is gedra. Jy sien kruisdraers se geloof groei. Hulle is mense wat van egte geloof hou, egte geloof. Hulle raak blind vir mensgemaakte vooroordele. Hulle raak verdraagsaam. Hulle kla nie net oor die eerste wêreldse goedjies van my gerief en ongerief nie. Hulle is nie meer daar nie. Hulle is okay met eenvoud. Hulle maak 'n ruimte dat ander mense anders kan wees. Ruimte vir andersheid. Want die diens raak selfloos. Selfloos. Jy weet, daai goed is die soort van passwords. Die wagwoorde. Daai passwords wat ons deesdae moet hê vir enigiets waar jy ingaan. Dis die password van 'n ware volgeling van Jesus. Dis diensbaarheid, verdraagsaamheid, eenvoud, ruimte maak vir ander ensovoorts. Julle waar soek kruisdraers mekaar op in die samekomste van gelowiges. Hulle doen dit. Hulle kan nie sonder rede goed klaarkom nie. Hulle soek dit nie net meer op daar waar ek op die strand alleen kan loop en my geloof beoefen. Hulle doen nie dit nie. Hulle soek hulle medegelowiges op, want hulle het mekaar nodig. Hulle sterkte lê nie meer in hulle self nie, dit lê in ander. Hulle is daar ter wille van ander. Hulle is daar ter wille van die wêreld. Dit is 'n groot ding daar, ek en jy is daar ter wille van die wêreld, want so lief sê God, het ek die wêreld gehad. Wat ek gedoen? Dat ek my enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan. Nie sy gelowiges nie, hy is nie vir sy gelowiges nie. Hy is nie vir die wêreld. Hy ook nie so dat ek nie niks van dink nie, waarvoor ons nie bid nie, waarvoor ons sal eerder niks doen nie. Dat hy mag kry, dat sy mag kry. As jy jou bed so opgemaak het, dat jy nou mag slaap op haar bed. Dis nie die kruisdraers van die woord nie. En jy sien vriende, moderne kruisdraers, volgelinge van Jesus in ons tyd, is siek en sat vir kerkpolitiek. Siek en sat. Maar hulle nie meer reg om rang te trek. Beïndruk hulle nie meer. Hulle is siek en sat vir skynheiligheid. Siek en sat. Hulle is siek en sat vir sieklike praatjies wat mense dikwels het. Praat hier, praat daar, skinder hier, praat daar dingetjie daar, al die goedjies. Hulle is siek en sat daarvoor. Hulle kan dit nie meer vat nie. Hulle is siek en sat vir aangeplakte godsdiens. 'n soort van 'n plastiek godsdiens. Hier groet jy en maak jy is die beste en hier hak jy môre. Waar is daai goed? Waar is daai goed? Siek en sat. Siek en sat. Om 'n lewe te hê wat op 'n Sondag vir 'n uur of 2 so goed lyk, maar die res van die week is my hele wêreld. Hulle is siek en sat daarvoor. Hulle is moeg vir status in die kerk. Vir hypervroom godsdienstigheid. Hulle is moeg vir slimmigheid van mense wat altyd al die antwoorde het. As ons mense wat al die antwoorde het. Hulle is moeg daarvoor. Is moeg daarvoor. Want moderne kruisdraers soek egtheid. Hulle soek egtheid.
Ek kan lang oor egtheid praat. So, as jy 'n verhouding is of wat ook al, soek jy iemand 'n egte maat, 'n egte maat. Dis ook maar sê, dat is echt breed. Al hierdie goed wat nie by 'n moderne kruisdraad pas nie, is echt breed. Jy breek die eg. Jy breek die egtheid. Moderne kruisdraers is mense wat bereid is om ander te help. Regtig. Ander te help. Hulle gee om. As mense wat bereid is om die voetspore van Jesus te loop. Dis nie net daai plakkaat wat sê die voetspore van Jesus aan die sand nie. Dan kan jy sit amper so 'n dingetjie gehad op 'n stadium of iets in jou Bybel. Dis nie dit nie. Jy moet dit werklik doen. Maar moderne kruisdraers stap in die voetspore van Jesus. Hulle volg waar Jesus loop. Kyk nie waar die wêreld loop. Kyk hier, dit lyk nice. Dis 'n trend hier. Ons moet hierdie trend volg. Dis 'n goeie moeilik. Ek moet op dit hê. Ek moet op dat hê. Hulle doen nie dit nie. Hulle kyk waar Jesus trap en dan trap hulle op daar. Hulle loop sy voetspore. Van waar trap hulle dit? Hulle trap dit by siekes. Hulle trap dit by armes. En ons kom almal uit 'n gemeenskap uit waar ons bo daai broodlyn leef. Ons leef bo die broodlyn. Jy kan maar sê kry swaar, ons leef bo die broodlyn. Hoeveel vriende ken jy wat onder die broodlyn leef? Hoeveel? Wat het jy al vir hulle gedoen? Dis asof dit 'n wêreld is wat ons nie eens ken nie. Maar die Bybel praat van daai wêreld. Die Bybel praat van daai wêreld. Moderne kruisdraers, as jy in die voetspore van Jesus loop, dan doen jy dit by Pek en Syfel. Jou taal hoe jy daar praat by Pek en Syfel is nie anders as die taal wat Jesus al praat. Jy doen dit by die braai, jy kom op braai en jy gaan braai. Wie anders dan moet by die braai opdaag op 'n Saterdagmôre? Is dit nie daai selfe 5 of selfe 10 ouens wat dit moet doen? 'n Moderne kruisdraer is bereid om daai goeders te doen. Want daar het ek in 'n situasie waar ek aan diens lewe. Nie meer vir myself nie. Nie meer sê, ek kan nie dit nie op 'n Saterdagmôre nie, kom help nie, want ek het dit aan en ek dit aan. Volgens weer, nee, ek het dit aan. Maar kom ons maak 'n boekie oor maar. Nee, want ek het dit tog al. Dis nie met 'n kruisdraer. Jy sien as jy op die voetspoor van jou leier wil loop, dan kan jy die springbok kaptein wees. Is nog nie hy nie. Kan jy Elon Musk wees? Is nog nie hy nie. Is Jesus. Is Jesus. Ja, kan handel. Want jy sien moderne kruisdraers in 2025. En dis die jaar waar ons nou is. Hulle is actief. Tuurlik is hulle actief. Hulle is nie passiewe mense nie, hulle is actief. Want hulle weet, dat is iets wat ons moet doen. Ons moet iets doen, ons is gedring, ons is geroep. Maar die ding is, jy ken ons nie uit aan hulle klere drag. En die ou daar kom sê, daar ou, netjies, seker 'n Christen. Jy ken hom nie so. Jy ken ook moderne kruisdraers nie meer in hulle gesigsuitdrukkings nie. Sê ouens wat so vroom lyk nie. Praat net so, so gecontroleer. Hulle lyk nie so nie, hulle praat ook nie so nie. Hulle praat nie so. Hulle is ook nie deel van die taal en ons kultuur baie keer nie. Daai ding wat ons sê, hulle is nie meer soos ons mense nie. Ons voel ons baie gemaklik as ons sê, dit is ons mense. Ons mense. Hulle lyk nie eens meer soos ons mense nie. Maar waaraan herken jy hulle?
herken hulle aan hulle oprigtheid. Jy herken hulle aan die egtheid van wie hulle is, want hulle het 'n egte geloof. Jy ken hulle aan hulle dade van deernis en ontferming en omgee. Jy herken hulle aan hulle verdraagsaamheid, aan hulle vrede, aan hulle eenheid wat hulle soek, aan hulle geduld. Want as jy na hulle kyk, man of vrou of seun of dogter, ek sien vir Jesus. Ek sien vir Jesus. En ek sien vir Jesus. Ek moet klaar maak, maar jy weet, moderne kruisdraers soek eenheid. Hulle soek eenheid, hulle soek dit aan alle koste. Hulle soek nie verdeeldheid nie, hulle soek nie konflik nie, hulle soek nie moeilikheid nie, hulle soek nie moeilikheidmakers nie. Die Heilige Gees gee dit vir hulle, want hulle bid daaroor, hulle bid daaroor. Hulle bid dit vir hulle leraars, hulle bid dit vir hulle leiers, hulle bid dit vir hulle musiekspan, hulle bid dit vir die ouens wat diens doen, hulle bid dit vir die teemakers, hulle bid dit vir die braaiers, hulle bid dit vir die fondsinsamelaars. Hulle soek eenheid. Hulle soek om mekaar te ondersteun en by te staan. Wie kan dit aan jou hoor? Ek sluit af. Weet mens wonder waarmee word 'n gemeente of 'n geloofsgemeenskap getoets? Waarmee word dit getoets? As jy ons het almal deur die COVID-periode gegaan. Daar was 'n toets aangelê om te sien of jy COVID het. Dit was 'n toets. Ga jy na die dokter toe, dan toets hy jou met 'n bloeddrukapparaat wat jou bloed druk. Hy toets jou longe met daai goedjies wat hy in sy ore sit. Hy toets dit. Daar's toetsinstrumente. As daar 'n aardbewing kom, dan is daar 'n toetsding wat dit vir jou sê, die aardbewing was nou 5.7 op die Richterskaal. Hoe toets ons? Hoe toets ons 'n kruisdraer? Hoe toets jy in 'n gemeente? Dit is 'n moeilike toets. Want jy sien oor al die jare is mense maar gewoon. Jy luister na boodskap, jy sit lekker hierso, sit lekker so. Kijk. Na die tyd. Daar was 'n goeie boodskap of nie baie geïnspireerd nie. Ag, dis waar. Ons kom maar voor en weer. As 'n toets word aangelê. Vriende, ek sou dink 'n gemeente, moet jy voorvra, maak 'n gemeente of 'n geloofsfamilie, maak hulle die lewe van mense buite hierdie gemeenskap beter. Kan nie sê ander mense is beter as gevolg van jou volgelingskap. Nie jou eie lewe nie. Yes, man, ek is opgefeier vir die evangelie. Opgefeier. Maak jy hulle lewe makliker, maak jy hulle lewe beter. Verlig jy bietjie van hulle angs en hulle swaarkry en hulle nood. Dis om een vraag. Tweede vraag is, skep mense hoop as hulle met jou te doen kry. Skep hulle hoop. Ja, jy weet die Gaza en die Trump is aan so en ons Trump is so en Putin, maar Putin. Hulle kry nie hoop by jou nie. Skep jy hoop? Of praat jy heeltyd politieke praatjies saam met die wêreld? Wat ek en jy maar kan volg op die 6uur of die 7uur nuus, op die 2 kanale of die 3 kanale of die internasionale kanale wat jy kan volg, wat nie hoopvol is nie, maar wat vir jou goedjies vertel. Kry mense by jou hoop as hulle met jou te doen kry. Stap hulle weg en sê, weet jy, die wêreld is snaaks, maar hier is hoop in die mense se hart.
Dis nog 'n toets. As jy 'n kruisdraer is. Ja, ek kan nie dink, toe Jesus sy voetspore getrap het, het hy dit waai ingetrap. Hy het dit getrap op pad na die kruis toe. Nie maklik. Hy het sy voetspore na die kruis toe getrap. Al die oorlog wat sou kom, en al die gemors waarna hy sou beland, hy het dit daarna toe gestap. Met hoop. Want hy het geweet, sy Vader is die een wat vir hom sorg. 'n derde vraag is wat eintlik daarmee saamhang. Kyk mense met nuwe oë na Jesus as hulle jou oor praat en na jou luister. Sien hulle vir Jesus raak? Sien hulle vir Jesus raak? Ja, ons het lekker gekuier met ons vriende, weet jy, daai kos is fantasties, want jy is die beste kok. Dis ek reg om dit te hoor, want dis baie keer wat ons hoor. Jy weet vriende, is nie wat hier gebeur op 'n Sondag hier nie. Dis nie wat hier gebeur nie. Hier is mos maar die spanpraatjie, is dit nie? Dis die spanpraatjie. Maar die evangelie is 24/7. 24/7. Jy word getoets aan buite hierdie spanpraat, buite hierdie gebou. Ek moes nou al klaarmaak. Julle sien as die gees van die Here op jou is, kan jy nie wegstap nie. Wat is nog 'n toets? Dis die soek na randfigure in die samelewing. Die blommetjies teen die muur, wat het ons altyd gesê, die blomme, wallflowers. Daai ouetjies wat daar sit, as die dans aan die gang is, die matriekafskeid aan die gang is, die diner aan die gang is, waar die wallflowers is. Stap jy eintlik na hulle is nie een van ons nie, hulle praat nie, ons ken hulle nie. Ag nee, hoe moet ek nou al die moeite doen? Myself weer gaan voorstel, ek het nou 100 keer gedoen. Dis liewe mense wat nee, ek gaan nou nie weer nie. Ek is nou al 'n ou inwoner van hierdie land. Hoekom moet ek nou weer 'n storieetjie hoor, al daai goedjies. Ek wil kry 'n bietjie, nee, wat los maar. Dis 'n moderne kruis. My kruisie om my nek en my armbandjie, my goed aan my ore. Doe nie dit dan nie. Doe nie meer dit dan nie. Dit het opgestaan, dit doen glad nie dit dan nie. Jy doen wat? Laaste dingetjie. Moderne kruisdraers vat hierdie woord ernstig. Jy lees hom miskien nie meer beveel nie. As ons dit sê ernstig woord. Dit is 'n ernstige woord. Jy sien, ons kan nie soos Jesus wees nie weet hoe om soos Jesus te word nie. Dis nie soos die een wat ek sê, ek voel ek het nou 'n bietjie vet geword. Waar is maandag? Maandag is gelukkig môre. En môre gaan ek op 'n nuwe dieet. Tot Woensdag. Dan werk dit nie. Ek sê nie waar is so nie. Dis nie die woord. Die woord is jou inspirasie. It's your daily living. Ek wil altyd van hoor of jy kan vra, waar is jy? Waar is jy? As jy as moderne kruisdraer moet 'n verskil maak. Of draai maar nog hierdie goed om jou nek en jou ore en jou hande, wat ek al, of is dit jou hande, regtig jou hande en jou hart, en jou gesindheid vir die verskil. Dit sal dan nice wees. Met alle respek is dan wonderbaarlik wees, as ons die Here Jesus kan toelaat dat ons kruisdraers kan. Werklike kruisdraers, verskilmakers, voetlopers, wat die Here elkeen van julle sien. En hierdie boodskap van die draad gaan opmaak. Amen. Hemelse Vader,
Wat 'n voorreg dat ons die woord het. Die woord wat ons voed. Die woord wat met ons praat, Here, dat die Gees nog steeds in al hierdie moderne tyd, met al sy kinkels en kabels, deur mekaar gevoelens en oorloë en gerugte en wat dit ook al is, nog steeds met ons praat deur die Heilige Gees, op 'n kragtige manier met ons praat, dat ons nie los nie. Want U is lief vir ons, Here, U roep ons, U kan nie sonder ons in hierdie wêreld, en gaan ons weet U kan, natuurlik kan nie, maar U wil ons gebruik. U wil ook vir ons die oe en die a laat ervaar van hoe is dit as jou lewe om die Here Jesus draai en jou lewe begin ook ander beïnvloed. Nie meer oor myself nie oor wat ek het en hoe groot dit is en wat ook al meer. Baie goed is vir U relatief, totaal relatief. Vir ons is dit oe en a, yes, vir ons is dit oe en a, vir U is dit relatief. Ek bid vanmôre as elkeen wat hierdie boodskap gehoor het, dat U dit in harte sal vaslê, asseblief. Net soos wat U, Here, in my lewe, ek weet ek sukkel daarmee, maar in my lewe my nie gelos het met hierdie boodskap. U praat baie daardeur, praat baie, dit lê op my gedagtes, dit lê in my hart. Here, doen dit ook vanmôre soos. Ons bid vir die kinders wat op die kampus, ons bid vir die leiers daar. Ons bid dat Here sal seën, Here, dat kinders se lewens van jongs af, dat hulle sal besef waaroor dit gaan. Jesus is die. Ons wil hom volg, ons wil soos hy wees. Ja, soos hy. Seën hierdie gemeente, Here. Ek bid vir elke leier hier. Ek bid vir al die bedieninge. Bid dat die mense uit hulle stoele uit sal lig, waar. Is dit in my ouderdom wat teen my is dit sommer al my goedjies wat teen my is om nie bydra te help, te ondersteun en aktief te wees nie. Here, vergewe al ons verskonings, vergewe daai goed. Dis erg, die goed wat ons kan uitdink om te sê. Here, ons dink baie goedjies. O nee, dit en dat. Vergewe ons asseblief. Vergewe ons en dek dit alles met die kosbare bloed van die Lam. Was ons skoon, sodat ons U kan volg. U kan volg in Jesus naam. Amen. Staan nog 'n lied sing? Span staan weg. There is no shadow of turning.
mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die saamwees van die Heilige Gees met elkeen van julle wees, en verseker met elkeen van julle bly.